Here ons Here, dankie dat ons die geleentheid het om onsself voor U te verootmoedig vanoggend. Dankie Here dat ons dit wat ons laat skuldig voel, na U toe kan bring en dit voor U kan kom neerlê. Dat ons dit teenoor U kan bely en dat ons kan vra om vergifnis. Here, dankie dat U so ver uit die pad uitgegaan het ter wille van ons, dat U soveel gedoen het, alles wat nodig is, sodat ons vanoggend met vrymoedigheid na U toe kan kom, met al ons foute, met al ons tekortkominge, dat ons dit voor U kan kom lê en vra dat U ons sal vergewe. Here, kom dan asseblief, vergewe ons. U weet van alles wat ons verkeerd doen, van alles wat ons verkeerd sê, alles wat ons verkeerd dink, alles wat ons nie doen, dink of sê nie wat ons moes. Daardie geleenthede waar ons nie vir U ingetree het nie. Here, ons weet, ons is U spreekbuise. Ons is die instrumente in U hand. Ons moet U koninkryk oral rondom ons laat kom. Ons moet U vrede, U liefde uitstraal aan ander. Vergewe ons waar ons tekort kom, Here. Help ons, wys vir ons die geleenthede waar ons nodig het om dinge af te lê waaraan ons vasklou. Ons besef, Here, dit is dom, dit is so onnodig. Wanneer ons aan sonde vashou, dan beroof ons onsself net van 'n mooier, beter, voller verhouding met U. By U alleen is daar lewe en dit in oorvloed. Kom en was ons skoon. Help ons om met vrymoedigheid net nou die tekens te kan gebruik, om na hierdie erediens uit te stap, die erediens van die lewe in, en om jubelend, juigend, met 'n huppel in ons stap, U te gaan verteenwoordig. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir ons voort om die formulier vir die openbare belydenis van geloof te lees, en nadat ek so 'n stukkie gelees het daarvan, dan gaan ek die persone vra om na vorentoe te kom. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondsouers die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof, verbondskinders, die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op God se beloftes in die doop. Die doop verseker ons dat ons aan God behoort. Dit beteken dat hy ons Vader is en ons liefhet en vir ons sorg. In die tweede plek dat Jesus Christus ons verlosser is. En in die derde plek dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Dit geld vir julle wat reeds gedoop is en ook vir julle wat nou gedoop gaan word vanoggend. Om die belydenis van geloof af te lê beteken dat jy voor die gemeente sê wat jy in jou hart glo, naamlik dat Jesus Christus die Here is en ook die Here van jou lewe. Jy sê ook dat jy op hom alleen sal vertrou, dat jy graag volgens sy woord wil lewe en dat jy aktief by sy kerk betrokke sal wees. Dat jy as sy getuie in die wêreld sal optree. Jy onderneem ook om gereeld jou Bybel te lees en te bid, sodat jou verhouding met die Here
al hoe sterker kan word. Ek vra nou die volgende persoon om hier na vore te kom, PJ en Leandri, Justine, Jolien, Justine en Rudy. Ek staan sommer daar voor. Nee, ek kom staan hier voor nader aan die dominee. Dankie. Môre julle. Goed. Aan die 3 jong volwassenes. Ek gaan vir jou 4 vrae vra, waarna jy mooi moet luister en dan moet antwoord op. Glo jy dat die leer soos dit in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade en die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? In derde plek, bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? Dan in die 4de plek, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Wat is julle antwoord? PJ? Bietjie harder? Nee, dankie. Wil jy hulle moet ook hoor. Leandri? Jolien? Goed. Ons gaan nou daartoe oor om Jolien te doop en dan gaan ons verder. Omdat die gesinnetjie van vandag af amptelik lidmate word van ons gemeente, gaan ons nou die 2 kinders ook doop. En daarom, Jolien, is daar vir jou 2 ekstra vrae. In die eerste plek vra ek vir jou, bly jy dat terwyl ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? En in die tweede plek, beloof jy om hierdie kinders, van wie jy die moeder is, in die leer na die beste van jou vermoë te onderrig en te laat onderrig? Wat is jou antwoord? Ons gaan nou, ek vra die kerkraadslede om hier na vore te kom. Ons gaan vir hulle sertifikate oorhandig en dan gaan ons as gemeente die geleentheid kry om hulle ook die seën van die Here toe te sing. Kom die kerkraadslede kan hier na vore toe kom.
Ek wil net aan familielede, vriende, ouers, grootouers, wat hier is, ook net baie geluk. Namens die kerkraad, baie geluk aan julle. En ek weet, hierdie paar mense wat vanoggend hier voorgestaan het, se verhouding met die Here is reg. En dit is ook grootliks te doen aan die voorbeeld wat die ouers stel. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Here, vanoggend is ons getuies van 'n geleentheid waar U mense roep, deur U Gees in hulle werk en vir hulle te sterk word om weerstand te bied. Dat U hulle harte ombuig na U toe, sodat hulle op die ou einde daarop antwoord deur ja te sê. Ja, Here, ek sal U volg. Ek wil U volg. Dankie, Here, dat U dit in hulle gedring het deur U Gees om vanoggend hier te staan en te getuig. Dat hulle nie skaam is om in die openbaar hardop te sê dat hulle U kinders is en dat hulle die verantwoordelikheid neem om U instrumente te wees nie. Dankie, Here, dat U U hand ook uitsteek na kinders toe. Klein babiekies, kinders wat nog besig is om te groei, wat maar min verstaan. Ons weet, Here, daar is soveel van U wat ons nie met ons verstand kan begryp nie. U is soveel groter as wat ons ooit kan dink, dat hulle maar net 'n tree of twee agter ons is, in hulle verstaan van wie U is. Dankie, Here, dat kinders dikwels vir volwassenes 'n voorbeeld is in Christendom. Dankie. Hoe kan ons genoeg dankie sê daarvoor, dat U mense gebruik, ons as instrumente in U hand. Dankie dat U ons nie sommer net alleen los nie, maar dat ons kan getuig, soos wat hierdie groepie vanoggend getuig het van hoe U in hulle lewens werk, dat elkeen van ons daarvan kan getuig. Here, U doen soveel moeite met ons. Ons wil vanoggend U woord oopmaak, ons wil daaruit lees, ons wil dit oordink, ons wil leer. Ons wil opnuut dit weer vier, dat U ons God is, en dat ons in 'n onbreekbare, 'n vaste verhouding met U staan. Nie omdat ons so sterk is en aan U vashou elke dag en elke oomblik nie, Here, maar omdat U ons vashou. Dankie dat ons hierdie teksgedeelte kan lees en dat ons dit kan oordink en opnuut die ervaring kan hê van hoe U met ons praat. Hoe U ons lewens verander. Dankie, Here, dat ons daarna die tekens van die brood en die wyn kan gebruik en op so 'n tasbare manier net opnuut weer verseker te word dat U met ons is. U is ons Immanuel. Kom, verheerlik U self. Praat met ons, leer ons, lei ons deur U Gees. Amen. Ek het
vergeet om die teksgedeelte vir Bertus te stuur. So ons het nou nie die teksgedeelte op die bord nie. U sal vanoggend moet luister wat ek lees. U is welkom om die Bybels oop te maak. As u Bybel hier het, Johannes 10. Ons gaan 4 versies lees, 7 tot 10. Jesus het toe weer gesê, die 2020 vertaling. Amen, amen, ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Die skape het egter nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Tot daar ons skriflesing. Ons tema verlede Sondag was Jesus wat gesê het, ek is die lig. Hy is nie die een wat lig bring nie, hy is die lig. Vanoggend, ek is die ingang of die deur. Die Griekse woord is thura. Letterlike deur of ingang. Ek is die deur. Johannes 10 volg hierdie gedeelte volg net nadat Jesus, 'n man wat blind gebore is, genees het en waar die Fariseërs baie ontsteld was oor dit wat gebeur het. Hulle het hulle self as die herders van Israel beskou. Nou kom Jesus, hierdie man wie hulle nie ken nie, en hy kom nogal van Nasaret af, wat eintlik nie juis 'n betekenisvolle plek is nie. En hy wys, hy sê dat hulle eintlik diewe en rowers is. Mense wat God se volk gebruik eerder as om hulle te lei. En nou kom Jesus en hy gebruik die beeld van 'n deur. Nou in daardie tyd, die skaapkraal het een ingang gehad, en dan wat gebeur het is dat die herder het dikwels daar by die ingang van die skaapkraal gaan slaap. Hy was letterlik die deur. As iemand in die skaapkraal wou inkom deur die ingang, dan moes hulle verby die herder kom. Niemand kan by die kudde in of uitkom sonder dat die herder hulle nie toelaat nie. Hy sê ook in ons teksgedeelte, diewe en rowers probeer op ander maniere inkom. Ons kom net nou daarby. Hy sê, ek is die deur, die enigste ware toegang tot veiligheid en lewe. Bietjie later in Johannes 14, hier in vers 6 sê hy, niemand kom tot die Vader, tot die ware lewe, behalwe deur hom nie. Net hy. En dan kom hy en hy praat van die Fariseërs en die skrifgeleerdes en hy sê, hy verwys na hulle as vals leraars en dat hulle die volk mislei, dat hulle eerder soek na mag as na die redding van die mense. Dan sê hy iets interessant, dat sy skape luister nie na hulle stem nie. Jy weet, in daardie tyd het die herder voor die skape uitgesloop, en dan het hy gepraat of hy het 'n lied gesing of iets, en dan het die skape sy stem gehoor en dan volg hulle hom, want hulle weet die veiding is min en hy sal hulle lei na waar daar veiding is. Dis waar Psalm 23 so 'n mooi, betekenisvolle psalm is. Nou sê hy, my skape ken my stem en hulle volg my. Hulle weet instinktief wanneer iemand praat dat dit iemand is wat hom volg
een van die kudde is of nie. Baie keer in die gewone lewe, dan praat mense, dan kom sê hulle vir my dominee, toe daardie dominee gepreek het, of daardie persoon gepraat het, het ek onrustig gevoel. Iets was nie reg nie. En dan praat ons daaroor, en dan kom dit op die ou einde daarop uit, dat soos wat ek in 'n verhouding met Christus is, met God is, en ek raak gewoond aan hoe sy manier van doen is, sy stem, kom ek agter wanneer iets nie die waarheid is nie. En dan sê Jesus vir hulle, hier in vers 9, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Nie net gered word nie, maar hy sal ingaan en uitgaan en wyding vind. Hierdie beeld is 'n beeld van vryheid, van vervulling. Die skape leef veilig binne in die kraal, maar ook wanneer hulle uitgaan, weet hulle, terwyl hulle by die herder is hulle veilig. 'n dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. En ons moet dit vanoggend opnuut onthou. Ons gaan net nou die nagmaal gebruik, waarin ons opnuut weer onsself aan hom kom verbind, en hy homself aan ons. En waarin ons opnuut net weer moet besef, hy is die deur. Hy is die enigste ware ingang, toegang tot sy koninkryk, tot God se koninkryk. En alle ander stemme is net daarop uit om ons te misbruik en ons skade aan te doen, verder van hom af weg te bring. Die vraag vanoggend, is hy volledig vir my die enigste wat toegang gee tot die koninkryk, of is daar nog ander dinge waaraan ek vashou, ander stemme waarna ek luister, waardeur ek probeer sin en betekenis en 'n vol lewe kry. Hy sê, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Hierdie is die hoogtepunt van sy verklaring. Wat beteken 'n oorvloedige lewe? Oorvloedige lewe beteken nie sommer maar net 'n oorvloed van rykdom of gesondheid of gemak nie. Hy praat van 'n vol lewe. 'n lewe want in nie een van ons lewens is dit net pret en plesier nie. Daar kom ander oomblikke ook. Daar kom oomblikke van swaar kry. Daar kom oomblikke van lyding, oomblikke van donkerte, emosioneel. Maar wanneer ek in 'n blywende verhouding met hom is, dan weet ek, hierdie God wat my vashou, is sterker, is groter, as enigiets anders wat met my kan gebeur. Jesus bied vir ons meer as net redding van sonde. Ons het onsself net nou verootmoedig voor hom en ons sonde bely en gevra, Here asseblief, vergewe my sonde. Maar hy bied soveel meer as net dit. Hy bied 'n nuwe manier van leef. Nie 'n lewe van oorlewing nie, 'n lewe van oorvloed. Nie 'n lewe van vrees en bang wees nie, maar van vryheid.
Nie van skaarste en die minimum nie, maar van vervulling in hom. En daarom kan ek nie maar net passief bly wanneer ek dit hoor nie. Wanneer ek dit hoor en ek dit besef, dan kom ek opnuut na hom toe en ek sê, Here, ek glo, ek aanvaar, ek eien dit vir myself toe. Ek sal in gehoorsaamheid U volg. Ek sal saam met die ander skape in U kraal, saam met U kudde, sal ek U woord, U voorbeeld uitdra. En ek sal diensbaar wees. Ek stel myself tot U beskikking. Iemand vra vir my nou in die week by die Bybelstudies, maar Dominee, maar wat van die Ou Testament? Hoe moet ons die Ou Testament lees? Ons wat in die Nuwe Testament, het die Ou Testament nog vir ons enige waarde? Wat van die 10 gebooie, wat van die voorskrifte in die Ou Testament? En ek wil vir u vanoggend net aan die hand van hierdie beeld van Jesus wat sê, hy is die deur, wil ek vir u uit die Ou Testament uit sekere voorbeelde neem. En dit is op die ou ende my antwoord. Ons kyk na die Ou Testament deur die bril van Christus, deur die bril van die Nuwe Testament. Want daar staan tog in die Ou Testament sekere dinge wat op die Jode van daai tyd, toe dit geskryf is, mee te doen het, en dat ons dit, wat in die Nuwe Testament leef, dit anders interpreteer, want dit is intussen vervul. Ons lees in Exodus 12 vers 22 en 23, met die 10de plaag, dat die Jode moet bloed aan die deurkosyne smeer. En dan, hoekom? Want wanneer daar die doodsengel verbykom, en daar's bloed aan die deurkosyn, dan gaan hy daardie huis verby, want die persone wat binne is, word veilig gehou, as gevolg van die bloed, wat in gehoorsaamheid aan hom daar gesmeer is. En net so, is dit op ons van toepassing. As Jesus sê, hy is die deur, sy bloed maak ons vry. Sy bloed hou ons veilig. As ek sê, Here, U is my deur, ek weet, deur U alleen is daar toegang tot die koninkryk van God. Dan is ek veilig. Die tabernakel wat die teenwoordigheid van God vir hulle gesimboliseer het destyds. Ons lees in Exodus 26 al die voorskrifte van hoe die tabernakel moet lyk. En dan aan die einde van hoofstuk 26 word die deur ook beskryf. Die tabernakel het 'n deur en deur daardie deur kon net die priesters gaan. En net so het ons deur Christus vrye toegang tot God. Hebreërs 10 vers 19. Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. Deur sy bloed kan ons ingaan in die heiligdom van God, in die teenwoordigheid van die lewende God. Psalm 84 praat van die deur van die tempel. 'n dag in u voorhowe is beter as 1000 daar buite. Wanneer Jesus my deur is en ek in God se teenwoordigheid kom, deur hom, deur die werking van die Heilige Gees, dan kan ek, soos die Jode in die Ou Testament, sy teenwoordigheid beleef. Eintlik nog in 'n oortreffende, in 'n Nuwe Testamentiese manier, 'n oortreffende trap.
Aan die ander kant, die negatiewe kant is hierdie deur ook die skeiding van die oordeel van die diewe en die rowers. Want hulle kan die diewe en rowers kan nie inkom nie, want Christus is die deur. En daarom sal hy dan gee dat ek met vrymoedigheid, met sekerheid in my lewe kan leef. Romeine 8 vers 1. Daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U daarmee rekening hou dat ons menslik is. Dat ons nodig het om te voel, te proe, om te weet dat U die tekens van die brood en die wyn vir ons gegee het, sodat ons net opnuut weer vanoggend daarvan seker kan wees, dat soos wat ons die brood en die wyn gebruik en dit deel word van ons liggame, so is U onlosmaaklik deel van elke aspek van ons menswees. Dankie, Here. Dankie dat U ons raak sien. Dankie dat ons dit vanoggend weer kan vier. Dat U die deur is, die enigste ware ingang na die Vader, na U koninkryk. En dat ons deur U as ons verlosser en ons vriend te aanvaar, ons toegang het tot ware geluk, ware lewensvreugde, en dat ons dit in oorvloed kan hê. U is goed vir ons, Here. Dankie. Ons wil met ons lewens vir U dankie sê. Ons wil uitgaan uit hierdie gebou uit net nou, en ons wil met alles wat ons doen, alles wat ons sê, dit so doen en sê, dat almal kan weet, U leef, U is die enigste ware weg. Dankie dat U ook juist daarin ons sterk maak en ons lei. Amen.